Dan saam bid en ons eers luister na die woord van die Here en ons lees saam Psalm 107 daar vanaf vers 1 tot en met vers 9. Loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit moet die verlosstes van die Here sê, wat hy uit die dood verlos het, en uit die lande versamel het, van die ooste en die weste, van die noorde en van die see af. Hulle het gedwaal in die woestyn op woeste paaie, 'n stad om in te woon en hulle nie gevind nie. Honger ook dors was hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid, uit hul angste het hy hulle gered. En hy het hulle gelei op 'n regte pad om te gaan na 'n stad om in te woon. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders. Want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul. Tot sover die woord van die Here. Salig, gered is elkeen wat vanoggend die woord gehoor het en die stem van die Here kon onderskei van die stem van die wêreld. Kom ons nader tot God saam in gebed. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons nader hier vanoggend in gebed. Om dankbaarheid teenoor U te getuig vir U groote hand en genade, U liefde, U goedheid en U guns, waar sonder ons nie sal kan nie. Weer eens het U self aan ons geopenbaar in 'n kort tydjie as 'n God, die God wat genoeg is. Die God wat voorsien en getrou bly aan sy beloftes. Die God wat altyd net daar is, met ons is, by ons is. Die God wat die hoof van sy gemeente is. Die God wat self sy kerk sal uitstaande bly in moeilike omstandighede en uitdagende tye wat ons dan selfs ook nou beleef. Ons loof U en ons prys U en ons aanbid U. Want U naam is die naam bo alle name, daar is niks wat met U vergelyk nie, en ook niks wat U plek ooit sal kan inneem in hierdie wêreld, in ons lewens en in hierdie kerk. Baie dankie dat ons daardie geestelike wysheid kan ontvang, waardeur ons U ook vanoggend aanroep. Baie dankie dat U vir ons genoeg gee en genoeg is om te wees waarvoor U ons geroep het. En dit is lig in duisternis. Ook op hierdie oggend kan ons nie anders nie as om baie dankie te sê dat U omsien na ons vleeslike en aardse behoeftes. U gee vir ons wat ons nodig het om ook te oorleef in hierdie tydelike lewe, maar dankie dat ons kan bely dat U die goeie gewer van alles is. Skal nie sonder U nie, en ons aanbid U vanoggend. Wanneer ons dan ook saam nou in die kerk by mekaar is, nader ons tot U met harte wat geopend is en ontvanklik is vir U woord. Want ons het U riglyne, U rigting so nodig. Ons het U hand in ons lewens so nodig elke liewe dag. Daar is nie 'n beter plek om dit te kry en aan te hoor as hier in die kerk wat U vir ons gegee het, die kerk wat U self hoor bewaar en beskerm al deur soveel jare, met soveel uitdagings en ook in 'n tydperk waar suiwer Bybel en verkondiging nie meer 'n plek in die wêreld het. Hier staan ons vanoggend, kerk van Christus, wat 'n voorreg. Ons vra Here dat U ook met elkeen van ons vanoggend sal hoor en dat daar geopende ore sal wees en dat ons werklik ook dit wat ons hoor vanoggend in ons eie lewens sal kan implementeer en toepas en daarvolgens lewe om U te eer. Dankie vir die bazaar wat ons die voorreg gehad het om te kon aanbied gister, die samewerking, die gesindheid, die voorbidding, die ondersteuning. Ons staan verwonderd voor U grootheid. U het weer eens ons asem weggeslaan. Baie dankie dat ons dit kan aanskou. En baie dankie dat ons saam met Habakuk ook kan sê, as dit U wil is, o Here, laat ons tog 'n deel van U genade in ons tyd aanskou. Dit het ons beleef. Dankie daarvoor. Maar ons sien daagliks ook wonderwerke, hoe U ook self, U self aan so baie in ons openbaar. En mag ons ook dan onsself vind in die voetspore van die Here Jesus Christus op die weg na ewigheid.
Dankie dat die Bybel op die kansel geopen is vanoggend. Baie dankie Here dat ons in die teenwoordigheid kan wees. En bly lewe. Daardie genade is reeds vir ons genoeg. Elkeen van ons, ja, was verlore, maar is gered. En daarvoor sê ons vir U baie dankie. Mag hierdie diens werklik strek tot eer en verheerliking van U naam, uitbreiding vir die koninkryk kry en houd van die sondaar. Ons vra wat Here ons smeek en U ook oor die eer sal behou vanoggend. Skerm ons vandag in hierdie diens. In Jesus naam bid ons deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, daar is min dinge wat die mens so onrustig maak soos die onbekende of die onbekende toekoms. Ons kan baie verduur en ons kan baie deurmaak as ons weet hoe dit gaan eindig. Ons kan self die swaar van die lewe verdra as ons net 'n bietjie vorentoe kan kyk en sien daar is verseker uitkoms of verligting, 'n einde in sig. Maar wanneer die toekoms soos 'n digte mis voor ons lê, wanneer ons nie weet wat volgende gaan gebeur of selfs die volgende dag gaan gebeur of wat om die volgende draai van ons wag nie, dan word ons bang. Dag na dag verlang ons na sekerheid, duidelikheid, uitkoms, beterskap en antwoorde, maar hierdie lewe waarin ons lewe, gee dit nie. Ons kry dit nie in hierdie lewe nie. Ons leef in 'n wêreld waar min dinge nog vas is, min dinge nog reg is en selfs min dinge nog waar is. Dinge wat van altyd af vanselfsprekend was en as wel vanselfsprekend aanvaar was, word oornag verander. Ja, ons lewens word deur die knip van ons oog binne sekondes verander. Selfs as gelowiges voel ons soms asof ons op 'n pad is wat ons nie ken nie, want ons doen mos alles wat reg is en ons bid en ons lees Bybel en ons gaan kerk toe en ons werk saam vir die kerk en ons 'n eenheid onder die gelowiges in ons gemeente, maar dit voel asof daar nie dinge regkom en ons of alles nie wil net klop disselboom loop nie. Ons beleef dit in ons lewens. Ons probeer vooruit kyk. Ons probeer duidelikheid kry. Maar die pad wat voor ons lê, selfs môre, lê soos 'n digte wolk mis voor ons. En juis in sulke tye, wanneer 'n mens kyk na die onsekerheid of die onbekende van dit wat voor lê, kom 'n psalm soos Psalm 107 en spreek baie duidelik tot elkeen van ons en kom bring vir ons nuwe krag en as ware nuwe moed. Dit is 'n absolute merkwaardige psalm, dalk 'n minder bekende psalm. Want as mens hierdie psalm begin lees, dan sien ons baie vinnig die doel van die Heilige Gees wanneer hierdie woorde aan ons geopenbaar word. Want hierdie psalmdigter begin nie eers by sy probleme nie. Hy begin nie eers by sy uitdagings nie. Hierdie psalmdigter begin by God. Hy kyk na God. En hy sê daar in die eerste vers, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Nog voordat hierdie psalmdigter vir ons kom vertel oor die woestyn of die uitdagings of dit wat hy beleef of daardie onsekerhede, kom hierdie psalmdigter en hy kom vertel vir ons van die Here. Nog voordat ons in hierdie psalm hoor van enige mens se nood of uitdagings of beproewinge of moeilike omstandighede, verkondig hierdie psalm die onveranderlike trou en getrouheid van die Here, die verbondsgod. Want dit is die fundament van ons geloof, as ons by ons omstandighede moet begin, as ons by ons uitdagings moet begin, as ons by ons probleme moet begin, dan wil ek vir u sê, dan verloor jy
moet, dan word hierdie lewe selfs vir jou baie, baie swaar. Maar as ons by God begin, as ons by die getroue verbondsgod begin, wat ons nog nooit die een oomblik van een dag in ons lewens in die steek gelaat het nie, dan sien ons iemand raak, hier en nou by ons wat onveranderlik is, wat nooit verander nie. Ons wêreld verander, ons lewens verander, ons omstandighede verander, ons gevoelens verander, en soms so gereeld is ons geloof selfs swak. Maar reg deur die Bybel verkondig die woord van die Here aan ons dat God bly dieselfde, hy verander nooit nie. Sy goedheid raak nooit minder nie, en sy verbondsliefde hou nooit op nie. En daarom sê die Psalm vir ons in hierdie gedeelte, laat die verlostes van die Here dit sê. Wat sê? Dat hulle ook in omstandighede van nood was, dat hulle vasgekeer was, met groot uitdagings, maar die Here het vir hulle uitkoms gegee. Wie was hierdie verlostes gewees? Wie is die mense wat hierdie nabyheid en hierdie oorwinning van die Here beleef het? Dis die mense wat nog nooit bang was nie. Dis die mense wat nog nooit gevrees het nie. Dis die mense wat nog nooit getwyfel het, of mense wat nog altyd net sterk genoeg was nie. Dis mense wat ontdek het dat hulle self nie kan red nie. Dis mense wat gevoel het, jy weet, voel asof hulle weet, hulle planne kan nie vir hulle uitkoms gee nie. Dit is mense wat gevoel het asof hulle probleme nie ophou nie, en maak nie saak wat hulle probeer, wat hulle beplan nie, daar is dood eenvoudig net die lig aan die einde van die tunnel nie. Dit is mense wat hulle aan die einde van hulle eie krag en hulle eie vermoëns beleef het, mense wat plat op die grond was, mense wat nie geweet het watter kant toe nie, maar mense wat geleer het dat hulle lewe en hulle wese en hulle toekoms slegs afhang van die Here. Plat op die grond. Geen hoop, geen moed, geen lig. Dis daar die mense wat hierdie Psalm ons van vertel vanoggend. En hierdie mense se grootste getuienis is nie hoe sterk hulle was of hoe vroom hulle was nie, maar die doel van hierdie Psalm is om vir ons te kom leer hoe getrou God is en hoe getrou hy bly. Nou die eerste beeld wat hierdie Psalm gebruik en waarin ons blootgestel word, is nie van mense wat in 'n woestyn verdwaal het. Mense wat ronddwaal daar in 'n dor en geharde landstreek. Hulle vind geen stad om te woon nie, hulle het nie blyplek nie. Hulle het nie 'n tuiste nie. Daar is vir hulle geen veiligheid en geen duidelikheid nie. Nou vir die volk Israel het hierdie woorde natuurlik 'n besondere betekenis gehad. Want na ballingskap, toe hulle uit ballingskap uit teruggegaan het na hulle huise, toe het hulle rondgekyk en hulle het besef dat ons is verdwaal. Ons het nie 'n tuiste nie. Die toekoms natuurlik bleek en onseker, baie, baie erger as wat ons self in ons lewe beleef. Die volk bevind hulle self in 'n posisie waar hulle rigtingloos is. Dit voel werklik of die enigste pad waarop hulle dink hulle moet wandel, heeltemal toe is onder die mis. Vrees, bekommernis, benoudhede, is nie maar net woorde en hulle bestaan nie, dit is 'n realiteit. Die Here moes help. Die Here moes by hulle staan en hulle lei. Maar wanneer die psalmdigter hierdie beeld van die woestyn gebruik, dan het hy ook 'n unieke doel daarmee, want wanneer daar na die woestyn verwys word in hierdie teksgedeelte, probeer die psalmdigter vir ons te sê, maar dis die gewone wêreld waarin ons lewe. Dis die woestyn wat ons beleef in hierdie tyd waarin ons lewe, in hierdie gebroke wêreld. Dis hierdie plek waar ons leef,
waar sekerheid verdwyn. Dit is in hierdie plek waar ons twyfel en die Here bevraagteken. Dit is in hierdie plek waar die las te swaar raak om te dra. Dit is in hierdie plek waar ons dors word. Dit is in hierdie plek waar ons honger word. Dit is hier in hierdie gebroke wêreld waar dit vir ons voel asof daar geen skade meer is, waar ons net vir 'n oomblik kan asemhaal en rus. Geen padtekens, geen rigtingaanwysings nie. Dis hier in hierdie wêreld waar jy stap en jy stap en jy stap en maak nie saak hoeveel tree jy in jou lewe gee of gegee het nie, dit voel nog steeds asof jy op een of ander verkeerde weg wandel en nie op die regte pad is nie. En dis nie maar dikwels ons ervarings nie. Ons maak planne vir die toekoms. Ons dink ons weet hoe ons lewe gaan verloop. Ons vertrou ons vermoëns en ons vertrou ons voorbereiding en dan verander een oomblik alles. Een oomblik. En skielik besef ons is nie in beheer nie. Een oomblik verander jou lewe op maak 'n massiewe U-draai. Jy nie beplan het of op voorbereid was nie. En dan besef jy, ons is nie in beheer van ons lewe nie. Maar die weergawe wat ek vir myself neergepen het, is dalk nie die regte weergawe nie. Dit is nie die swaar kry wat ons bang maak of onderkry nie, dit is die onbekende. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie, en juist dit maak ons harte onrustig, en hier in die suidpunt van Afrika, in die tye waarin ons lewe, is dit 'n algemene belewenis en gevoel tussen ons. En die wonder uit hierdie teksgedeelte is net so kosbaar. Is dat die Here sy kinders dikwels juis in die woestyn ontmoet. Die woestyn was nooit bloot 'n strafplek vir Israel gewees nie. Die Here het nie maar net vir hulle so gestuur en sê kyk en voel en sien nie. Die Here het ook die woestyn gebruik as sekerlik een van die grootste leergeleenthede of lesse in die volk se bestaan en in hulle openbaring. Dit was die grootste leerskool. Daar het hulle geleer op 'n harde manier dat jy sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat in die mond van God kom. Daar in die woestyn het hulle geleer dat die Here vir hulle elke môre sal manna en kwartels gee. Daar het hy vir hulle geleer dat hy sal vir hulle water uit die rots uit gee as dit sy wil is. Daar het hulle geleer hoe die Here hulle beskerm deur 'n vuurkolom en 'n wolkkolom wat hulle bewaar het, veilig by mekaar gehou het en op die regte pad gehou het. Daar het die volk beleef hoe die volmaakte herder saam met sy volk beweeg en keer op keer, ten spyte van hardnekkigheid, ten spyte van trots op eie handewerk en voorbereidings, daar het die Here hulle op die pad gehou. Daar het hy vir hulle koers gegee. Daar het hy vir hulle rigting gegee. En daar het hy vir hulle uitkoms gegee. Die Here het nie die woestyn weggeneem nie, maar hy het self saam met sy volk daardeur getrek, en so werk hy vandag nog, en dit is wat 'n mens beleef met 'n dag soos gister. Hy werk vandag nog presies dieselfde. Ons bid so gereeld en ons vra so gereeld vir die Here, o Here, neem asseblief die moeilike pad van my af weg, vat hierdie omstandighede van my af weg, gee vir my uitkoms, maak my las ligter. En baie keer doen hy iets baie groters as dit. Ons sien dit dalk net nie altyd raak nie. En wat hy doen is hy gee homself. Hy neem nie hierdie pad weg nie, hy gee homself op die pad. Ons grootste behoefte is uiteindelik nie 'n maklike lewe nie, nee, maar die sekerheid dat God ons nooit alleen laat nie.
Dis die grootste behoefte wat hierdie Psalm aanspreek, is nie om 'n maklike lewe en 'n lekker lewe en 'n maklike pad hier op aarde te hê nie, maar 'n behoefte om nooit sonder God te wees nie. Sal die Psalm dit sê, maar dit stel jou in staat. Daardie behoefte in jou nie sonder God te wees nie, stel jou in staat om selfs die grootste uitdagings van hierdie gebroke tydelike lewe te kan oorwin. Nie God te gebruik om jou lewe maklik te maak nie, maar selfs al is dit sleg, nog steeds in God te wees. Dis wat hierdie Psalm vir ons probeer sê en vir ons probeer leer. Die wêreld sê vir ons, glo in jouself. Hou net aan, moenie ophou nie, hou net aan. Jy sal wel eendag sukses bereik en beleef. Dit sal wel eendag beter gaan en goed gaan. Maar die evangelie sê vir ons iets heeltemal anders. Die evangelie sê vir ons dat die mens nie op homself moet vertrou. Die mens moet op die almagtige God vertrou wat sy kinders vashou. Ver voor jou geboorte. Dan kom die Psalm verder en vertel vir ons dat hierdie mense het honger en dors geword en hulle siel het versmag, sê die woord van die Here. En dit gaan veel meer oor net 'n fisiese hongerte wat hulle beleef. Hierdie Psalm beskryf die leegheid van die mens se hart. En ons probeer werklik dikwels en 'n mens sien dit in hierdie lewe, hoe die mens daarna smag om hierdie leegheid te vul, en ons probeer dit te vul met wêreldse dinge. Ons probeer dit te vul met dinge wat in hierdie wêreld vir ons as 'n goeie advertensie lyk van beterskap en geluk en blydskap. Tog ontdek ons telkens daagliks dat niks daarvan die diepste dors van ons siel kan nes nie. Jy probeer hard om hierdie leegheid in jou te vul, maar niks kan die plek van die Here in jou lewe inneem. Niks. Daardie ware genot, daardie blydskap, volkomme blydskap, daardie vrede en vreugde. Niks kan dit in jou lewe oorneem soos wat God dit reeds vir jou kan gee. Augustinus het dit eintlik die mooiste gesê. Hy sê ons hart is onrustig totdat dit rus in die Here gevind het. En hy was reg, dit is die waarheid. Ons is geskape vir God en daarom sal niks minder as God ooit vir ons werklik kan versadig nie. En dan daarna kom hierdie Psalm na hierdie wonderlike keerpunt toe, as die volk dan nader tot die Here en sê, toe het hulle die Here in hulle benoudheid aangeroep. Dis een van die mooiste sinne in hierdie hele Psalm. Let daarop dat hulle nie eers die pad teruggevind het, hulle het nou nie hulle stad gevind of hulle huis gevind of nêrens lees ons, hulle het nou iets gedoen, hulle is nou sterker of hulle is nou beter voordat hulle geroep het. O nee. Hulle het eenvoudig erken dat hulle self nie kan red nie en dat hulle self nie uitkoms kan vind nie. Want dit is die taal van ware geloof. Ware geloof is nie die oortuiging dat ek sterk genoeg is nie. Ware geloof is die erkenning dat ek sonder God verlore is. Dat ek sonder God myself sal bevind in 'n woestyn sonder einde. Dis wat ware geloof is. Ware geloof stel ons nie ewe skielik in staat om 'n suksesvolle bazaar aan te bied nie. Ware geloof stel ons nie in staat om ewe skielik wonderbaarlik meer te besit nie. Ware geloof stel ons nie in staat om ewe skielik 'n groter aansien of status te hê nie. Ware geloof beteken jy weet sonder God jy verlore. Jy nie pas aan met God loop nie, as jy besig om op 'n pad te loop na nêrens. Dit is wat ware geloof vir ons leer. En die Here sê in hierdie gedeelte, hulle gehoor en hy doen altyd, nie omdat sy kinders dit verdien nie, maar omdat hy vir die tierenheid tot in die ewigheid is. Vrede begin nooit by ons nie, ons uitkoms begin nooit by ons nie, dit begin altyd by God. Hy is die een wat eerste lief het, hy is die een wat eerste sy hand uitsteek. En daarom rus ons hoop nooit op die sterkte van ons geloof nie, maar op die volmaaktheid van sy almag en sy genade. En dan kan ons nie anders nie as ook op oggend soos hierdie net te sê, dankie Here. Want sonder U is ons niks en verlore.
Wat 'n wonderlike manier sal dit nie wees om onder so 'n manier jou lewe te leef nie. Sonder U is ek verlore. Die Psalm kom dan aan die einde en sê, hy het hulle op die regte pad gelei om na die stad te gaan waar hulle kon woon. Let daarop dat die Here nie net sy kinders uit die gevaar haal nie, hy bring hulle ook by 'n bestemming uit. Hy gee uitkom, hy red nie net van iets nie, hy red hulle ook tot iets. Hy gee weer rigting, hy gee weer hoop. Hy wys nie noodwendig die hele pad vir hulle vooruit nie, maar hy lei hulle elke tree daarvan. Die Here vra vanoggend vir ons, dit wat ons dalk in die afgelope week en selfs by die bazaar, tydens die bazaar gemis het. Vertroue. Vertroue dat God met ons op pad is. Vertroue dat die God wat jou hele lewe lang nog met jou op pad is, nog steeds in beheer is. Vertroue dat die Here wat beloftes gemaak het, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid sal wees, sy beloftes sal gestand hou. Vir jou en vir my en ook vir ons as 'n gemeente. Dit is sekerlik die moeilikste les om te leer. Ons wil graag weet wat môre gaan gebeur. Ons wil verstaan waarom die Here sekere dinge toelaat wat sleg is. Ons wil die hele kaart sien voor ons lewe beplan, voor ons 'n tree neem of op 'n reis gaan. Maar die Here werk gewoonlik anders. Hy wys nie vir ons die hele reis nie. Wat hy wel doen is hy gee vir jou en my genoeg vir vandag. En soos 'n kind sy pa vashou en saam met sy pa loop. Dit nie waarheen nie, maar solank sy pa saam loop, voel die kind veilig. Want hy weet sy pa ken die pad. So moet ek en jy in ons gemeente ook wees. Nie net vandag nie net môre nie, maar elke dag van ons lewe. En God vertrou met die weergawe van hom vir jou lewe en vir ons kerk. En ek sluit af, miskien voel jy vandag asof jy in 'n woestyn stap of vasgevang is in 'n woestyn sonder rigting. Jy plat op jou rug voel en dit voel asof die swaar las van hierdie gebroke tydelike wêreld jou asem wegvat en jou moedeloos maak. Miskien dra jy vrese en benoudhede en bekommernisse en angstighede wat niemand ken nie, jy dra dit alleen. Miskien maak die onbekende toekoms jou bang. Luister dan nog net vandag na die stem van jou verbondsgod. Hy beloof nie dat die pad altyd maklik sal wees nie. Hy beloof nie dat ons pad sonder hindernisse en uitdagings sal wees nie. Hy beloof nie dat ons paaie sonder berge en kraanse en gevaar sal wees nie. Hy beloof iets veel groter as dit vanoggend en dit het ons beleef ook gister. Is hy sal saam met jou wees. Dit is wat hy beloof. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Sy hand sal jou nie los voordat jy veilig in jou Vaderhuis gebring is. Hy sal jou nie los totdat jy jou voetspore in die weg van Jesus Christus bevind, wat ja, my en jou verlore seun en dogter, deur die genade alleen, weer terugbring na die Vaderhuis. Nog voordat jy iets kon sê, beplan, jou eie vermoëns of voorbereidings vertrou, ruk hy jou aan die bors vanoggend en sê, my kind, hier is hy, volg my, dien my, vertrou my, loop op my pad, vir jou lewe en jou bestaan. Dit is die beste weergawe wat nog ooit geskryf is. En eendag, ons kan dit al vandag ook al beleef, maar eendag verseker kan ek vir julle sê, ons sal terugkyk in ons lewens. En as jy die regte bril aantrek, hierdie bril van sekerheid en ware geloof, dan sal jy sien, daar was nie een dag in jou lewe waar die Here nie teenwoordig was nie. Daar is nie een dag in jou lewe waar die Here sy greep op jou versag het. Daar is nie een dag in jou lewe waar die Here opgehou het God wees nie. En daar is nie een dag in jou lewe waar hy jou oorgegee het aan jouself nie. Dit mag dalk so gevoel het. Want ja, onsself het ons in 'n woestyn bevind. Maar die Here kom sê vandag vir jou en my, al is jy nou in 'n woestyn. As jy op my pad bly, sal jy daar uitkom.
En as dit ons nie opgewonde en positief maak nie, dan is daar baie min dinge wat ons in hierdie lewe sal opgewonde maak. Mag die Here homself werklik vandag ook in ons so openbaar dat ons sal vertrou op sy woord wat hy vir ons gee vandag. Sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. As ons terugkyk in ons lewe, sien ons sy genade was daar, sy liefde was daar. As ons nou rondom ons kyk, sy genade is hier, sy liefde is hier. Die wonder van prediking vanuit die woord is dis môre ook daar. En hy sal aanhou daar wees, tot in alle ewigheid. Die pad voor ons is dalk onbekend, dit weet ons. Maar die God wat ons lei, is bekend. Die toekoms is dalk vir ons verborge, ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar hy weet, altyd. Daarom mag dit wees, dat ons nie sal stap met vrees nie, maar met ware geloof. Nie omdat ons weet wat môre gaan gebeur nie, maar omdat ons weet die môre reeds in sy hand vasthou. Wanneer ons eendag die hemelse stad bereik, sal ons met verwondering bely, die Here was met my. En mag dit ons trou is. En mag ons in daardie waarheid wandel. Daarin sal ons beleef wat vrede, geluk, blydskap is. Iets wat hierdie tydelike wêreld nie vir ons kan bied. Amen. Kom ons dank. Ons liefdevolle Heer en hemelse Vader, ons staan verwonderd voor die grootheid. Dit wat ons die onrustigste maak in ons lewe is die onbekende. Dit weet ons, want dit is die waarheid. Ons so met mekaar gesels, dan beleef ons dat dit tog deel is van elkeen van ons bekommernisse en vrese. Dus wat as, wat van môre, wat van volgende jaar? Presies hoe die wêreld en die bose wil hê ons moet begin redeneer, en hier sien ons in hierdie Psalm wat hier vir ons gegee het in die woord wat vir ons kom leer, dat ja, toe die volk hulle self na ballingskap in die woestyn bevind het, hulle ook nie geweet wat kant toe nie, maar hulle uitgeroep om hulp, hulle die aangeroep en besef, o Here, ons weet nie en ons kan. Die het hulle hulpgeroep gehoor en die het hulle gelei tot 'n bestemming, 'n stad, tydelik en ewig. En mag elkeen van ons ook vanoggend dit uit hierdie woord uit huis toe vat, dat ons nie op ons eie kragte en ons eie vermoëns moet vertrou nie. Ons moet nie bevraagteken oor hoe u werk en waarmee u besig is. Ja, die lewe is moeilik en die uitdagings word meer, maar dit is ook reg. Dit is wat hier die woord geopenbaar het, dat die verdrukking gaan erger word en die vervolging van gelowiges meer. Ons beleef, maar dit is reg, dit moet so wees. En een ding wat saam met dit kom is die belofte dat die ons nie bo ons kragte sal versoek nie en die is saam met ons. En baie dankie dat ons dit kan glo vanoggend en baie dankie dat Afrika Kerkstandard tot die kan nader as 'n eenheid in geloof vanoggend. Waar ons dit kan aanskou het, hoe hy besig is om ons op die pad te hou. Sien ons ook in hierdie weg wat vir ons voorlê, en mag hierdie een wees waarop ons fokus plaas, mag ons ook self bely as 'n gemeente, ons kan nie sonder U is ons verlore. In Jesus naam bid ons deur die werking van die Gees. Amen.